Goeiedag, welkom by die aanlyn boodskap. Vandag is lekker om saam met jou te wees. Nou, ons het in ons kultuur 'n manier as ons mekaar groet, om ook te sê, môre, hoe gaan dit? En dan sê gewoonlik die antwoord, goed dankie, en met jou. Maar een van die maniere hoe ons ook baie keer hierdie groet antwoord, is, ag jong, dit help nie om te kla nie. Miskien is dit jou manier wat jy sê, dit help nie om te kla nie. Maar tog, kla ons. Ons kla oor ons werk, ons kla oor die verkeer, ons kla oor die paaie, ons kla oor die straatligte, ons kla oor Eskom, ons kla oor die regering, ons kla oor ons finansies. Ons kla, alhoewel dit nie help om te kla nie. Nou, ons is besig met 'n reeks wat ons noem woorde. En ons kyk na van die woorde wat ons so graag gebruik, maar wat eintlik afbreekend in ons lewe is, en nie goed vir ons lewe is nie. Verlede week het ons oor kritiek gepraat. Vandag praat ons oor kla. En verlede week het ons die volgende gesê van woorde. Hoekom is woorde belangrik? Woorde is belangrik omdat dit in die eerste plek wys wat in jou hart aangaan. So, die kritiese hart praat kritiese woorde. Die negatiewe hart kla. Die hart wat nie die beste vir ander wil hê nie, skinder. So, dit wys wat in jou hart aangaan, en Lukas 6 vers 45 sê juist dit, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Dis 'n hartprobleem. So, ons woorde wys wat in ons hart aangaan. So, as ons dit wil beter maak met ons werk in ons harte. Maar nog iets van ons woorde is, die woorde wat ons gebruik, het 'n effek. Dit het 'n effek op die mense om ons, dit het 'n effek op ons verhouding, die woorde wat ons gebruik, effekteer mense. Maar ook jou toekoms, dit wat jy sê oor jou toekoms, dit wat jy verwag oor jou toekoms, want woorde het krag. Luister wat sê Spreuke 18 vers 21, die tong het mag oor dood en lewe. Hy wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Ons woorde het 'n effek. En so het die woorde van kla in ons lewe ook 'n effek. Wanneer ons kla, haal dit ons oë van God se goedheid af, en dit sit die fokus onnodiglik op onsself en op dit wat ons probleem is. Die volk van die Here Israel, wat in die woestyn was nadat hy hulle uit Egipte uitgelei het, nadat God hulle uit Egipte uitgelei het, deur die leierskap van Moses, het nogal gereeld gekla. Ek dink as kla daai tyd 'n Olimpiese sport was, of 'n Olimpiese item, sou hierdie volk van die Here 'n goue medalje gewen. Hulle het oor alles gekla. Dan was hulle dors, dan was hulle honger, dan het hulle warm gekry, dan het hulle koud gekry. Hulle het net die hele tyd gekla, soveel so dat dit baie keer Moses van sy kop afgemaak het. Hy het een keer, toe hy met 'n rots moes praat, het hy die rots geslaan, want hierdie kla het hom net eenvoudig van sy kop afgedryf. Hulle was professionele klaars. Hulle het op 'n stadium vir hom gesê, was daar nie genoeg grafte in Egipte nie, nou wil jy ons met hier in die woestyn doodgaan, en hier begrawe word. Aanhoudend het hulle gekla. Maar weet jy wat het daai kla baie keer gedoen? Dit het hulle laat miskyk, wat God juis in hulle lewe gedoen het. Dit het hulle fokus van die goedheid van God afgehaal, van die voorsienigheid van God afgehaal. Ek meen, God het hulle uit slawerny, uit Egipte uitgelei. Hulle kla maak dat hulle gou vergeet, dat God 10 plaae gestuur het, om Farao, die magtigste man van daardie tyd, letterlik tot op sy knie te dwing, en dat hulle kon trek. Hulle vergeet, dat dit in die nag donker is, het God vuur bokant hulle gehad, sodat hulle verlig was. Hulle vergeet dat God 'n Rooi See in 2 gedeel het, en hulle op droë voet kon deurstap op droë land. Hulle vergeet dat God vir hulle kwartels gegee het om eet, manna uit die hemel. Hulle vergeet dat God vir hulle water gegee het op plekke waar daar glad nie water is nie. Hulle het vergeet dat God bitter water soet gemaak het. Want hulle kla. Wanneer ek en jy kla, haal het ons oog af van dit wat God juis in ons lewe al gedoen het. En ons fokus so op hierdie negatiewe, en op die ou einde is ons negatief. En die ander effek van kla op ons lewe is, wanneer ons kla, neutraliseer ons dankbaarheid.
Want ons is geroep om dankbaar te wees. Ons moet lewe vanuit dankbaarheid. Maar wanneer jy kla, dan neutraliseer jy dankbaarheid. Dankbaarheid en kla kan nie regtig in dieselfde hart leef nie. Dit kan nie regtig in dieselfde sin gesê word nie. En ons weet dat die oomblik as ondankbaarheid in ons lewe inkom, dan raak ons onvergenoegd, ons voel ontoereikend, en ons raak ondankbaar, en ons sien nie meer raak wat in ons lewe is nie. Daarom is dit baie belangrik om te let op ons woorde, want ons woorde het 'n effek, en spesifiek om te let op kla. Ons Bybelleesgedeelte van vandag kom uit Filippense 2. En ek wil ons met 'n kort gedeelte daarvan saam lees, maar voor ons dit lees, net so 'n bietjie agtergrond. Hierdie is 'n brief wat Paulus skryf terwyl hy in die tronk sit en hy vasgeboei is. Hy skryf dit aan 'n gemeente in Filippi. En as jy nou dit besef, dan dink jy hierdie is 'n brief wat Paulus seker genoeg rede het om in te kla en ongelukkig te wees, om sy lot te betreur. Maar as jy hierdie brief lees, dan tel jy alles behalwe dit op. Inteendeel, jy tel 'n verskriklike vergenoegdheid en dankbaarheid op by Paulus. Wat kan ons leer uit hierdie brief as dit kom by kla? Kom ons lees Filippense 2 vanaf vers 12. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nou ook nog veel meer in my afwesigheid, werk met vrees en bewering aan julle verlossing. Want hy wat die gewilligheid en optrede in julle bewerk soos hy dit goed vind, is God. Doen alles sonder kla en teenpraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God smetteloos, te midde van 'n krom en ontaarde geslag. Julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal, deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Die opskrif van hierdie gedeelte is: leef as ligdraer. Stel 'n voorbeeld. Daarom die eerste gedagte wat ek uit hierdie gedeelte wil haal is, ek en jy word geroep om anders te wees. As die mense om ons, wat nie Jesus volgelinge is nie, as hulle woorde vol kla is, word ons geroep om anders te wees. As die mense om ons skinder en sleg praat van ander, word ons geroep om anders te wees. Ons moet ligdraers wees. As die mense om ons vol kritiek is, word ons as Jesus volgelinge geroep om mense te wees wat lig dra en wat die voorbeeld stel. Daarom sê hierdie teks, doen alles sonder kla en teepraat, sodat julle sonder blaam en onskuldig kan wees, kinders van God smetteloos te midde van 'n krom en ontaarde geslag. En dan sê hy volgende: julle skyn onder hulle soos sterre in die heelal. Die uitnodiging kom na hierdie gemeente toe. Hy sê, julle moenie kla nie, julle moenie teepraat nie, julle optrede moet letterlik van julle so sterre maak wat skyn, ligdraers. En die uitnodiging kom na my en jou toe ook. Ons moet let op ons woorde. Doen alles sonder kla en teenpraat. Want ons moet anders leef. En dan sê hierdie gedeelte ook, as jy wil anders leef, as jy die regte gewoontes in jou lewe wil inbou, as jy die regte woorde deel van jou retoriek wil maak, van jou praat wil maak, God wil jou help om dit te doen. Die teks sê, want hy wat die gewilligheid en die optrede in julle bewerk. God bewerk in ons 'n gewilligheid en die optrede. Dis hy wat dit doen. God wil vir my en jou help. Ek en jy kan iets doen aan die negatiewe goed in ons lewe. En toe ek aan hierdie punt gewerk het, toe kom dit by my op dat baie van die goed waaroor ons kla, is baie keer goed wat ons self in ons lewe inbring of self veroorsaak. En ons kan eintlik iets doen daaraan as ons die gewilligheid het en as ons die optrede het, kan ons eintlik iets daaraan doen om hierdie dinge waaroor ons so graag kla te verander. Ja, daar is goed buite ons beheer wat ons nie kan verander nie. Daaroor gaan ek ietsie nou sê. Maar wat van die goed wat jy kan verander? Die dinge waar ons graag kla, is dalk 'n besluit wat jy net moet neem. 'n Optrede wat jy moet volg. En God wil jou gewillig maak. Hy wil jou bekwaam maak om daai te doen. Dalk voel jy oorwerk. Moet jy nie dalk iets aan jou skedule doen?
Moet jy nie dalk 'n gesprek hê nie? Moet jy nie dalk ophou uitstel, sodat jy nie alles op nommer 99 moet doen? En dan kla jy omdat jy nie die werk klaar kry nie. Is dalk iets wat jy kan doen. Jy kla dalk oor jou finansies. Is daar nie dalk iets wat jy kan doen nie? Regtig by die begroting bly. Regtig binne jou perke bly. Jy kla dalk oor jou huwelik. Hou op om by 'n koffiewinkel by jou vriendinne te sit en kla oor jou man, of by die manne wanneer die manne saam kuier te kla oor jou vrou. Wat is daar wat jy kan doen? Wat kan jy verander? Wat kan jy in plek sit? God gaan by jou daai gewilligheid kweek. Hy gaan by jou daai optrede help kweek. Vra hom, betrek hom, sodat jy klaar kan minimaliseer in jou lewe. Jy voel jou kinders leef by jou verby, of jy voel jou kinders doen nie wat jy wil hê hulle moet doen nie. Wat is dit wat jy in plek sit in plaas van kla oor dit, sodat dit beter kan gaan? God wil ons help om ook die regte goed in ons lewe te doen, sodat ons klaar kan minder maak, dat ons minder het om oor te kla. Minder het om oor te kla. Maar Paulus skryf nog iets vir hierdie mense. Aan die einde van hierdie gedeelte, so waar hy vir hulle sê, julle skyn so sterre in die heelal, dan sê hy, hoe gebeur hierdie? Deurdat julle vashou aan die woord van die lewe. Julle hou vas aan die positiewe, nie aan die negatiewe. Ons kan ligdraers wees in hierdie wêreld, ons woorde kan verander en kan beter wees, ons kla kan verander in dankbaarheid, as ons vashou aan die woord van die lewe. Jy weet, ons het 'n wonderlike boek, die Bybel, wat vol van woorde van lewe is. Ons moet daaraan begin vashou. Ons moet daaraan begin vashou. As jy wil kla oor, sê maar, krag wat opgaan, brandstof wat opgaan, rentekoerse wat opgaan, lewenskoste wat opgaan, wat van om vas te hou aan die woord van die lewe wat sê, en my God sal in elke behoefte van julle voorsien volgens sy rykdom. Of wat van om vas te hou aan die woord wat sê, sal hy nie die vensters van die hemel oor ons oopmaak as ons hom ken in ons finansies nie. In plaas van om te kla oor situasies, wat van die versgedeelte wat sê, wees oor niks besorg en bekommerd nie, maar maak alles in gebed en smeking aan hom bekend. Dis die woorde van die lewe, waaraan ek en jy kan vashou. Die woorde wat sê dat ek wil vir jou toekoms gee. As ek dink aan Jeremia 29, wat ons so lief is om aan te haal, wat sê, weet ek weet wat se planne ek vir julle het, ek het vir julle toekoms, dan dink ek onwillekeurig aan die konteks waarin hierdie woorde gesê word. Die volk van die Here is op pad na 'n vreemde land toe in gevangenskap, en dan hou hulle vas aan hierdie woorde, ek weet die toekoms en die planne wat ek vir julle het. Julle sal floreer, dit sal goed gaan met julle, selfs al is daar baie om oor te kla. Hou vas aan God se woorde. Miskien moet jy 'n paar versgedeeltes neerskryf en op jou yskas sit. Miskien moet jy meer in die kar die Bybel, audio Bybel luister, dat God se woorde, die woorde van lewe, in jou lewe kan inkom. Sodat dit op die ou einde in jou hart is, en dan dat jy uit daai hart van lewe kan praat, minder kla, minder murmureer. Dis 'n mooi woord, murmureer. Minder kla, minder murmureer, minder krities wees, minder skinder. Maar wat van as jy nie jou omstandighede kan verander? Die antwoord is, verander jou perspektief. Soos ek reeds gesê het, Paulus is in die tronk, hy's in gevangenskap terwyl hy hierdie brief skryf. Net 'n bietjie meer agtergrond, Paulus wou sy hele lewe graag Rome toe gaan. En jy kan verstaan hoekom, want dit was die senter van daardie tyd se wêreld. Dit was die Romeinse Ryk, en die Romeinse Ryk het geregeer vanuit Rome. En as hy geroep was om die evangelie tot die uiteinde van die wêreld te bring, is Rome 'n baie goeie plek om by uit te kom. Maar dit het net nooit vir Paulus so gebeur nie. Behalwe toe hy op die ou einde 'n gevangene in Rome opeindig, as 'n gevangene in Rome opeindig. Glad nie ideale omstandighede nie. Genoeg rede om te kla. Maar dan skryf hy die volgende in die einste brief wat ons uitgelees het vanoggend. Hy sê, ek wil hê, julle moet weet broers, dat wat my oorgekom het, juis die verkondiging van die evangelie bevorder het. Kom ons stop net 'n oomblik daar. Kan jy sien? Hy kan hierdie omstandighede verander nie, maar hy het sy perspektief verander. Hy het anders na dit begin kyk.
Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keizerlike wag en al die ander nou besef, dat dit ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk, en hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevreesd te verkondig. Ek gaan nie kla oor my boeie nie, sê Paulus. 'n klomp goed het gebeur. 'n klomp goed het gebeur. Ek het elke dag 'n soldaat wat my oppas. Ek het letterlik 'n captive audience. En die hele keizerlike wag het die evangelie gehoor. Dis mense met invloed. Hy sê en boonop, hierdie boeie van my het 'n klomp ander gelowiges aangemoedig om vreesloos die evangelie te verkondig. Verander jou perspektief. Kyk anders daarna. Kyk anders na die berg wat jy voel moet uit jou pad uitgaan. En begin om te klim. Begin te leer. Begin te groei. Begin te wys hoe jy ligdraer is in daai situasie. En kyk hoe God jou die krag ook gee om dit te doen. Paulus was vasgeketting, maar hy verander sy perspektief. Waarin is jy dalk vasgeketting? Wat jou heeltyd na die klaarplek toe vat. God nooi jou om jou perspektief te verander. God nooi jou om die woorde van lewe aan te hang. Sy beloftes wat hy vir jou gee. God nooi jou om veranderings in jou lewe te maak, want hy wil vir jou die krag gee. God nooi ons om anders te leef. Weet jy wat? Dit help nie om te kla nie. Dit help regtig nie om te kla nie. Maar dit help om jou perspektief te verander. Om optredes in plek te sit. Om vas te hou aan die woord van die lewe, sodat ons ligdraers kan wees. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woorde wat na ons toe gekom het vandag. Help ons om ons lewe te verander, sodat ons die regte woorde sal gebruik. Woorde wat uit 'n hart van dankbaarheid kom. Daar waar ons baie keer selfs in ons eie land so na die klaarplek toe gaan. Wil ek bid dat u ons regtig sal help, dat ons sal bewus wees, dat wanneer ons praat, dat ons meer lewe sal spreek. Woorde van lewe. Amen.